Ons lees nou die 121ste keer saam. Ons lees Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die doodryk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie gedeelte beskryf vir ons die oordeelsdag. Ons het reeds gesien dat Jesus die regter sal wees tydens hierdie dag, en dat klein en groot voor God sal staan, en dat hulle uiteindelik opgelewer sal word deur die dood en die doodryk, en selfs die see sal gee wat daarin is. Nou in vers 12 en vers 13 lees ons van die juridiese maatstaf. Vers 12 en 13 eindig op dieselfde manier. Hier word bevestig dat elke mens volgens sy werke geoordeel sal word. Hierdie werke blyk uit die teks in boeke neergeskryf te wees, aangesien vers 12 ook verwys na boeke in die meervoud wat geopen is. Alles van 'n mens se lewe word noukeurig opgeskryf van die wieg tot die graf. Alle sondes wat nie gewas is deur die bloed van die lam nie. Alle dade en gesindhede is daar rekord van gehou. Mense dink as hulle man hulle darm net nie gesien het nie. As hulle vrou of ouers of iemand hulle net nie uitgevang het nie. As die polisie net nie daarvan weet nie. As hulle buurman tog net nie sal uitvind nie. Die Bybel leer egter dat God se oë die hele aarde deurloop en dat alles oop en bloot voor hom is. 2 Korintiërs 16 vers 9 en Hebreërs 4 vers 13. Romeine 2 vers 16 sê, in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. Dr. Wilder Penfield, bestuurder van die Neurologiese Instituut van Montreal, sê in 'n verslag dat jou brein 'n permanente verslag van jou verlede bevat met 'n klankbaan kompleet. Jy kan daardie tonele van jou kinderdae heeltemal herleef. Jy kan presies dieselfde emosies voel wat jy gedurende die oorspronklike situasie beleef het. In die oordeelsdag sal God jou hele lewe voor jou afspeel. Elke geleentheid wat die mens gehad het om sy of haar saak met God reg te gemaak het, sal daardie dag voor hulle afspeel. Berou sal oor hulle kom, smarte oor die keuses wat hulle gemaak het. As die mens deur kameras, video en klank kan vasvang, hoeveel te meer sal God elke mens se aksies kan vasvang. Maar nie net aksies nie, ook hulle gedagtes en gesindhede in herinnering roep. Prediker 12 vers 14 sê, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor die verborgde dinge, goed of sleg. Die boeke is nie daar om God te help onthou nie. Dit is daar sodat die veroordeelde tot die diepe indruk van gereg en geregtigheid kan kom. Niemand sal daardie dag hulle dade kan ontken of hulle self verskoon nie. Niemand gaan iemand anders kan blameer nie, want die getuienis teen hulle sal verdoemend wees. Ek het al van mense gehoor wat reken dat hulle met God daardie dag 'n paar dinge het om uit te sorteer, dat hulle God voor stok sal kry. Hulle sal egter op daardie dag wens om eerder hulle eie tong af te byt en stil te bly, want hulle eie woorde gaan hulle verraai. Matteus 12 vers 36. Hoe verskriklik sal dit nie wees in die oordeelsdag nie, wanneer die grootste getuie teen jou, jouself, sal wees.
Ons lees die 122ste keer saam met Openbaring en vir die laaste keer vanuit Openbaring 20. Openbaring 20 vers 11 En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, elkeen volgens sy werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Met hierdie verse het ons gesê, ons is by die oordeelsdag, die einde van alle dae soos ons dit ken. Die laaste dag op God se kalender, waar daar nog tyd is hierna, breek die ewigheid aan. Die regter tydens hierdie dag is Jesus Christus. Die beskuldigdes is elke ongeredde. Uiteindelik sal daar geen wegkruipplek wees nie, die dood en die doodryk sal oplewer. Elkeen sal geoordeel word na wat in die boeke geskryf is. En dan as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, sal hulle die vonnis ontvang van die dood. Dit is wat vers 14 en 15 ons leer. Vers 14 bevestig dat die oordeelsdag net vir die ongeredde bedoel is, aangesien die dood en die doodryk sonder onderskeid in die poel van vuur gewerp word. Dit is die tweede dood. Die eerste keer toe hulle hier op aarde gesterf het en nou vir ewig sal sterwe sonder om te sterf. Vers 15 bring dan die derde beweging van oordeel tot 'n einde. Eerste is die anti-kris en die valse profeet lewend in die poel van vuur gewerp, Openbaring 19 vers 20. Hierna volg die oordeel oor die Satan, waar tydens hy in die poel van vuur gewerp is, waar die anti-kris en die valse profeet is, Openbaring 20 vers 10. Ten einde laas word elke sondaar tot die ewige vuur verderf, Openbaring 20 vers 15. Elke ongeredde sal finaal mee weggedoen word met die woorde om weg te gaan van Christus af, omdat hy hulle nooit geken het nie. Matteus 7 vers 23. Hulle sal in die hel gewerp word. Daar word nie nou sagkens met die sondaars gewerk nie. In sy lewe het God die sondaar met alle liefde behandel om hulle te trek met genade. Trouwens, Paulus skryf verwys na die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid oor sondaars, Romeine 2 vers 4. God skenk jy sy goedheid om sondaars tot bekering te bring, maar hulle verag dit. Elke sondaar sal dit verdien om hel toe te gaan, omdat hulle hul nie tot God wou bekeer nie. Geen sondaar sal in die hel 'n vinger na God kan wys nie, want hy sal regverdig geoordeel word. Psalm 9 vers 9 En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Daar sal nie weer 'n geleentheid na die dood wees nie. Hierdie is die finale oordeel en die einde van die goddelose. Daar is geen get out of jail free kaartjie nie. Deesdae neem kerke besluite om gemeentes die keuse te gee om self te besluit of daar 'n hel is of nie. Hulle neem hierdie soort besluite oor die duiwel ook. Vir hulle is die Bybel niks minder as 'n sprokiesverhaal waarin hulle self die einde kan skryf. Wat hulle eintlik aan hulle gemeentes oorlaat, is die vraag rondom geloof en geloofwaardigheid. Moderne teoloë vra daarom mense om eerder hulle denke oor die Bybel te glo bo hom wie aan die ander kant van die dood was en teruggekeer het om aan ons te bevestig dat hy die weg, die waarheid en die lewe is en dat die lewe na die dood 'n werklikheid is. Johannes 14 vers 6, Efesiërs 4 vers 9 tot 10. Hebreërs 9 vers 27 en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Toe hy 'n jong man was, het regter Warren Campbell 'n regsaak gehad waar een van sy kliënte van moord aangekla was. Daar was 'n paar dinge vir versagtende omstandighede.
Hierdie jong advokaat het met sy vernuf alles probeer om die jong beskuldigde los te kry. Hy het gepleit voor die jury. Dit was die beskuldigde se ouers ook teenwoordig. Met sy siel en alles wat hy gehad het hierdie advokaat die beskuldigde verdedig. Uiteindelik het hy die beskuldigde losgekry. Na die hofsaak het hy die beskuldigde, wat verseker skuldig was, na hom geroep en gesê, God gee jou nog 'n kans, maar jy moet jou lewe met die Here regmaak, jy kan nie so aangaan nie. Maar hierdie jong man was te bly dat hy los is en daar is hy so weg. Jare later was hy weer aangekla vir moord. Toe die getuienis verdoemend was, het hy gekyk na die regter, iets was vir hom bekend aan die regter. Na verloop van tyd het dit tot hom deurgedring wie die regter is. Toe daar aan die beskuldigde 'n kans gegee word om 'n laaste keer in die hof te spreek, het hy hom na die regter gedraai en vir hom gesê, onthou u jare gelede van daardie jong man wat u met soveel passie verdedig het, kan u dit onthou? Die regter het positief hierop gereageer en gesê dat hy dit wel kan onthou. Hierop het die beskuldigde 'n betoog gerig dat die regter hom genadig moet wees, omdat hy in die verlede hom so met ywer en passie verdedig het. Die regter het egter gesê, daardie dag waarvan jy praat, was ek jou advokaat, vandag is ek jou regter. Hierop het regter Warren Campbell die beskuldigde tot die dood veroordeel. Vandag is Jesus nog ons redder, wat ons met soveel liefde verdedig, maar die uur kom dat hy die regter sal wees. Ons lees vir die 123ste keer uit Openbaring en ons begin nou met Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy het op die troon gesit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Ons lees in hierdie vers wat ons saam gelees het, in vers 5, kyk, ek maak alles nuut. Dit is wat hierdie woorde wat ons nou gelees het, saamvat. Kyk, alles is nuut. Iets nuut is aan die kom in die wêreld. Dit is so nuut en oorspronklik, dat dit nog nie eens in die hart van die mens opgekom het nie. 1 Korintiërs 2 vers 9. Ons kan met vrymoedigheid sê, dat dit ons hoogste verwagtinge sal oortref. Is dit nie so dat ons dikwels teleurgestel is as iets nie na ons verwagtinge of wense is nie, veral as ons so daarna uitgesien het? Met die nuwe skepping wat God beplan, sal daar geen oomblik van teleurstelling wees nie. Mense wonder dikwels oor die namaals vir kinders van God, soms met die vraagteken
of dit nie dalk vervelig in die hemel sal wees nie. Hulle reken ons gaan heeltyd in wolke rondsweef en harp speel. As iemand vir enige oomblik dink die hemel gaan vervelig wees, is hulle besig om aan 'n verkeerde plek te dink en het hulle 'n definitiewe wanpersepsie van wat God beplan vir sy kinders. By ander mense heers die idee dat God weer alles sal maak soos dit was in die tuin van Eden. Alhoewel daar sommige ooreenkomste sal wees, is dit egter nie die geval nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde sal iets nuut wees wat Eden ver oortref. Ons kan reeds aan ooglopende verskille dink. God het die mens besoek in Eden. Nou sal hy nie 'n besoeker op aarde wees nie, maar permanent inwoon. Nie in 'n tuin nie, maar in 'n stad. Openbaring 21 vers 3. Die duiwel, die ou slang, was in die tuin, maar nou reeds verdoem tot die ewige vuurpoel wat met swavel brand. Daar is 'n boom van kennis van goed en kwaad in die tuin, nou sal daar net 'n boom van die lewe wees. Wanneer God alles nuut maak, sal dit nie bloot 'n herskepping wees om ons in 'n sogenaamde Eden toestand te bring nie, maar wel in 'n gans nuwe aarde en hemel. Ons sal nie soos in Eden in staat wees om meer te sondig nie. Alles is nuut. Sou ons reken dat alles weer sal wees of min of meer sal wees soos dit was in Genesis, wat die begin is en eintlik dan die eindpunt geword het, dit kan nie die geval wees nie. Die eerste deel van Openbaring 21 fokus op verskillende dinge, dinge wat afwesig sal wees en ook aanwesig sal wees in die nuwe skepping. Met die afwesigheid van sekere dinge is daar plek vir nuwe dinge om daardie ou dinge se plek in te neem. Meer sekerlik is hierdie eerste 8 verse die vervulling van God se skepingsdoel met die mens. Het jy al ooit gewonder waarom u op aarde is en dalk 'n dieper vraag wat afgevra kan word, waarom het God in die eerste plek besluit om enigsins mense te maak? Hierdie vraag gaan nou beantwoord word in die eerste 8 verse van Openbaring 21. Ons gaan nou die 124ste keer saam lees uit Openbaring en ons lees Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die oreerders, en die towenaars, en die afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Die vers wat alles saamvat wat ons nou gelees het, is vers 5, wanneer God sê, ek maak alles nuut. In die eerste plek sien ons dat hierdie gedeelte in vers 1 leer dat sekere dinge sal verbygaan. Vers 1 sê, want die hemel en die eerste aarde het verbygegaan, die eerste hemel en die eerste aarde. Ek hoor van mense wat beweer, daar was 'n eerste wêreld voor
die aarde van Adam en Eva, 'n soort pre-Adamiese skepping wat woes en leeg geword het. Hierdie lei hulle af vanuit Petrus se tweede brief. Hier maak hy melding van 'n toenmalige wêreld wat deur water vergaan het en 'n teenswoordige wêreld wat vir die vuur bewaar word, 2 Petrus 3 vers 6 en 7. Hierdie toenmalige wêreld verwys egter nie na 'n eerste wêreld wat die teenwoordige wêreld 'n tweede aarde sal maak nie, maar na die tyd voor die sondvloed. Net in die vorige hoofstuk verduidelik Petrus dat die toenmalige wêreld in Noag se tyd nie gespaar is nie, maar deur die sondvloed getref is, 2 Petrus 2 vers 5. Hier gebruik hy die woorde in steede van toenmalige wêreld, ou wêreld. Dit beteken nie, dit was 'n ander aarde nie, wat in totaliteit vergaan het nie. Dit is presies dieselfde aarde waarop Noag weer afgeklim het, nadat die ark op die berg Ararat tot rus gekom het, Genesis 8 vers 4 en vers 18. So verstaan ons ook dat die elemente van hierdie aarde sal verbrand. Hierdie aarde word egter vir die vuur bewaar. Die nuwe aarde sal egter nie 'n ander aarde wees nie, iewers op 'n ander plek in die buitenste ruimte nie. Hierdie aarde, soos ons dit nou ken, sal nuut gemaak word. Hierdie aarde as eerste aarde sal verbygaan en nuut gemaak word. Die hemel sal ook verbygaan. Met hierdie hemel word natuurlik nie verwys na die ontoeganklike lig waar God woon nie, 1 Timoteus 6 vers 16, asof dit nuut gemaak moet word nie. Ons verstaan die hemel in terme van 4 verskillende plekke. Daar bestaan ons atmosferiese hemel waarin die voëls rondvlieg en die wolke opbou om reën te gee. Daar is 'n astrologiese hemel waarin die sterre en planete is, ook die buitenste ruimte genoem. Ons verwys ook na die woonplek van God as die hemel waar geredde mense ook nou in die paradys in afwagting op die opstanding van die liggaam is. Daar word natuurlik ook na die uiteindelike hemel verwys wanneer ons saam God ewig sal lewe. Hierdie hemel wat verby sal gaan, het hoofsaaklik 3 toepassings. Dit verwys in die eerste plek na die ganse kosmos wat verby sal gaan, die buitenste ruimte en al die sonnestelsels, die maan, die son en al die planete soos ons dit op skool geleer het, sal verbygaan. Dan verwys dit ook tweedens na die omgewing waarin die bose magte hulle woning gemaak het, Efesiërs 6 vers 12. Hierdie atmosfeer sal in totaliteit gereinig word van alle bose magte in die lig. Laastens sien dit ook uit na God se teenwoordigheid wat op aarde sal wees. Ons weet die hoogste hemele kan God nie bevat nie, 2 Kronieke 2 vers 6, maar nou sal hy sy woonplek by die mens maak. Dit beteken daarom dat die hemel as verwysende na 'n ander dimensionele plek waar God woon verby sal gaan, want hy woon nie meer daar ver nie, maar woon nou by die mens. Nie asof dit nuut gemaak moet word nie, maar dit word in 'n sekere sin oorbodig. God woon nou by die mens. Daar is nog dinge wat verby sal gaan, en dit word uitgedruk in spesifieke dinge wat nie teenwoordig sal wees in die nuwe skepping nie. Dit sal ons volgende na kyk.